Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 22ste Maart 2026. Vandag se erediens word waargeneem deur ouderling Blikkies Plignout. Hy lees uit Jesaja 45 en 46 en die tema van die preek: Die Here is onvergelykbaar. Wie dra wie? Goeiemôre broers en susters. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons staan, dan loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 84 vers 3 en 4, waarin ons saam ons geloof sal bely. Psalm 84 vers 3: Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sions hoogte. Wanneer hul haas van dors verkwyn, dan is die Heer self hul fontein, waar dorsland smag na somerdroogte. Ook sal 'n reën hul daaroor dek, wat hul tot nuwe lewe wek. Psalm 84 vers 3 en 4 staande. Welsalig is die mensekind, wat al sy sterkte nu mag vind, en op mag gaan na Sions hoogte. Wanneer al haas van dors verkwyn, dan is die Heer self hul fontein, waar vloeiend smag van somerdroogte. Ook sal 'n reën hul daaroor dek, wat hul tot nuwe lewe wek. Hul sal van krag tot krag steeds gaan, totdat hul voet in Sion staan. Sal verskyn nie, let eerder leerskare lê, op my geroep, hoor my gebed, en laat my nie indruk verkwyn nie. Leen my 'n toegeneë oor, o Jakobs God, gee my gehoor. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk deur al die eeue heen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Daarna sing ons weer saam met Psalm 84 vers 5 en 6. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak
van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of die vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Terwyl ons so sit by Psalm 84 vers 6 en 7, is son en skuld is ons Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Ons skuld ons die weer, sien toch op die gesalfde neer. Kyk op aan my land, Sions koning, eendag is nie, hy is my meer, as 1000 waar ek u ontbeer. Veel liewer is ek in u woning, 'n drempel wagter as gewend, aan uitle vreugde en sondaars ten. 'n Son en skuld is ons Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Hy sal aan almal wat opreg omdien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer onthou nie. Welsalig Heer wie op u bou, aan u geheel om toe vertrou. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit vir ons as sondaars mense, om ook hier kan by mekaar kom om u te loof en eer nie. Ons staan verstom dat u nog met ons bemoeienis maak, Here, maar ons is dankbaar dat dit wel gebeur, nie deur ons eie toedoen nie, maar omdat u geliefde Seun Jesus Christus vir ons laat sterf het, en al ons sondes op hom geneem het. Dat u Seun vir ons as middelaar en verlosser optree, sonder Here dat ons dit verdien. Ons dra elke lidmaat aan u op. U ken ons elkeen by die naam. O Here, u ken ons gedagtes en ons bekommernisse en ons vreugdes. En daarom ook, Here, vra ons dit van u, omdat u ons lief gehad het,
voor die grondlegging van hierdie aarde af. Daarom weet ons dat ons ook veilig in U hand is, ten spyte wat in ons land en oor die wêreld heen aan die gang is. O Here, oorlog wat nou 'n werklikheid geword het, selfs daarin weet ons dat alles in U Vaderhand is. Ons bid ook, Here, dat U woord vandag inklink sal vind in ons ore en ons harte, en dat U deur U Heilige Gees ons harte van klip sal verander in harte van vlees, sodat U woord ook daar sal ontkiem en die vrug sal dra wat by ons bekering pas. Bekeer ons, o Here, sodat ons onsself kan bekeer. O Here, daar waar ons heimlik ook soveel afgode dien, vergewe ons en lei ons nie in die versoeking nie, maar Here, verlos ons van die bose. Gee ons die rustigheid en vrede wat alle verstand te bowe gaan, ook in hierdie erediens. Ons bid dit nie uit verdienste nie, Here, maar alleen uit genade alleen. Amen. Met die oog op die skriflesing, terwyl ons sit, sing ons saam met Psalm 38 vers 1 en 17. Psalm 38 vers 1, straf tog nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld. Straf tog nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek nie, en U wreek nie op my sonde en sonde skuld. Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed. Hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uit wou red. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek hou 'n preek aan die voor van Dominee Gustaf Opperman. Die tema van die preek is, wie dra wie? Ons skriflesing kom uit die boek van Jesaja, Jesaja 45 vers 20 tot Jesaja 46 vers 10. Jesaja 45 vers 20 tot 46 vers 10. Versamel julle en kom almal nader, julle wat uit die nasies ontvlug het. Hulle weet niks wat die hout van hulle gesnede beeld dra en 'n God aanbid wat nie kan verlos nie. Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou. Wie het dit van ouds af laat hoor, lank tevore dit verkondig? Is dit nie ek die Here nie? Buiten my is daar geen ander God nie. 'n regverdige en reddende God is daar buiten my nie. Wend julle tot my en laat julle red, alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat wat voor my elke knie sal buig, by my elke tong sal sweer. Hulle sal van my sê, alleen in die Here is die volle geregtigheid en sterkte, na hom sal hulle kom, maar hulle almal sal beskaam staan, wat op hom toornig is. En die Here sal geregverdig word, en hulle beroem die hele geslag van Israel. Bel het in mekaar gesak, Nebo staan krom, hulle afgode is vir die diere en die vee, beelde wat julle rondgedraai het, is opgelaai, 'n vrag van vermoeide diere.
saam staan hulle krom, in mekaar gesak. Hulle kon die vrag nie red nie, maar het self in gevangenskap gegaan. Luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur my gedra is, van die moederskoot af, opgeneem is, van die geboorte af. En tot die ouderdom is ek dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal dra en red. By wie wil julle my vergelyk, en my net so maak en my gelykstel, dat ons eeners kan wees? Hulle wat goud uit die geldsak skud, en silwer afweeg met die weegskaal. Hulle hier 'n goudsmid, en hy maak 'n god daarvan. Hulle kniel neer, ook buig hulle. Hulle hef hom op die skouer, hulle dra hom en sit hom op 'n plek neer. Daar staan hy wyk nie van sy plek nie. Al roep iemand hom, hy antwoord nie. Hy verlos hom nie uit sy benoudheid nie. Dink daaraan en wees beslis. Neem dit ter harte, o afvalliges. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar geen ander is nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Tot sover die skriflesing. Ons teksvers kom uit Jesaja 46 vers 3 en 4. Luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, en tot die ouderdom is ek dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal dra en red. Tema van die preek is, wie dra vir wie? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, soos hierdie jaar alweer op volspoed is, so neem die moegheid toe. Na mate die ouderdom wink, so word die voete al hoe swaarder. In baie opsigte is dit alreeds 'n rowwe jaar. Die oorlog in die Midde-Ooste wat brandstof en kospryse gaan opjaag, oorheers ons gedagtes. Vir baie raak die probleme onoorkomlik. In hierdie wêreld met sy bedrukte ekonomie, in hierdie land met sy korrupte regering, en dan is daar ook nog u en ek, elkeen van ons met ons eie bedrukte lewe. Ons slaan ons oop na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom, vra ons. Die duiwel, die Satan en die owerste van hierdie wêreld kom ons te hulp. Hy snel ons eintlik te hulp. Hy bied homself aan as 'n vriend in nood. Hy stel ons voor aan die afgode, sy gewillige helpers. Sy gewillige helpers om dit wat by ons ontbreek aan te vul en om ons deur hierdie moeilike tye te dra. Gou raak ons met hulle bevriend. Gou brei daardie vriendekring uit. Gou omhels ons hulle. Gou raak ons in hulle greep verstrengel. Gou ontdek ons dat ons eie hart 'n fabriek van afgode is. En elkeen van daardie afgode bied hulle self aan as 'n vriend in nood. Die vraag is net, wie dra vir wie? Dra die afgode ons of dra ons die afgode? Ons teksgedeelte roep ons op om hieroor na te dink. Wie is dit wat eintlik die drawerk doen? Wie dra op die ou end die swaarste? Dis ek, sê die Here, dis ek. Van die moederskoot af tot die gryse ouderdom is dit hy. Dit was nog altyd hy. Vir ons is dit nog altyd hy. En so was dit ook vir die huis van Israel duisende jare gelede. Hy het hulle opgeneem. Hy het hulle gedra. Hy het hulle gered. Net soos hy hulle destyds uit Egipteland gered het. Honderde jare lank was hulle slawe in Egipteland. Slawe van die afgode. Dag vir dag, elke dag, sonder Sondag, sonder Sabbat het hulle in diens van die afgode gestaan.
Destyds het die hele Egiptiese ekonomie rondom hierdie afgodediens gewentel. En vandag staan die monumente nog daar. Dit trek jaarliks duisende toeriste. Reuse piramide grafkelders vir die Egiptiese mensegode. Reuse afgodsbeelde wat vandag nog vir die wêreld grinnik. Gebou met bloedsweet. Reuse klipblokke, reuse beelde, hier gesleep en daar gedra en staan laat maak. Die volk Israel het hierdie ellende baie goed geken. Hulle redding uit daardie ellende is ook vir ons goed opgeteken. Die Here het hulle gered. Met 'n sterkte hand het hy hulle uit Egipte land uitgelei. In Eksodus 19, net voor hy sy wet aankondig, sê die Here: Julle het self gesien dat ek julle op arensvlerke gedra het en julle na my toe gebring het. Hy was die een wat gedra het. Hy was die een wat hulle gered het. En daarom kon hy vir hulle sê, net soos ons weer vanoggend geluister het: Julle mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die Here moes dit vir hulle gesê het, want daar was nog altyd 'n dubbelslagtigheid by Israel. Aan die een kant het hulle die slawerny in Egipte land verpes. Hulle jammerklagte oor hulle slawedrywers het deur die hemele gedring tot in die ore van die Here, Eksodus 3 vers 7. Maar aan die ander kant, as dit nie was dat Israel die verskriklike peste en pla van die Here teen Egiptenare beleef het nie, dan was hulle waarskynlik vandag nog daar by die vleispotte van Egipte, met volop brood, soos hulle in Eksodus 16 murmureer. Net so mymer hulle ook later in Numeri 11. Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die wartlemoene, en die prei en die eie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor, kla hulle. U sien, die werk in die Egiptiese empire was verskriklik neerdrukkend, maar die lekker vleispotte, dit het daarom tog op 'n manier opgemaak daarvoor, en die volk Israel het dit nooit heeltemal ontgroei nie. Daardie hinkering na Egipte land en haar gode, daardie verlange na die goeie ou daar langs die Nylrivier, het hulle altyd bygebly. Voor sy dood baie jare later, moes die volksleier Joshua hulle weer eens vermaan. In Josua 24 vers 15 lees ons: Vrees nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het in Egipte, en dien die Here. In ons skrifgedeelte verwys die profeet Jesaja na die tyd van die Babiloniese ballingskap. As ons die naam Babylon hoor, dan spits elke gelowige sy ore, want Babylon is die naam van die anti-christelike bedeling wat tot en met die einde van dae saam met ons sal wees. Die Here het sy volks destyds vir 70 jaar lank aan hulle oorgelewer om hulle tot inkeer te roep. Jesaja praat hier in Jesaja 46 met God se kinders in die tyd. Die 70 jaar is verby en die Babiloniërs op hulle beurt is deur die Perse verslaan. Die Perse het die magtige Babylon ingeneem en soos alle oorlogsoorwinnaars van daardie tyd is hulle besig om Babylon te plunder en te stroop, so het ons gelees. Hulle is besig om die Babyloniese skatte na hulle hoofstad toe te verskuif. Ook die hoofafgode Bel en Nebo. Bel was die songod, die skepper van lewe. Nebo was sy seun, die vergestalte van goddelike wysheid. Tydens die opgrawings baie jare later is daar op die beeld van Nebo afgekom en argeoloë het die volgende inskripsie daarop gekry: Vertrou op Nebo, moenie geen ander god vertrou nie. Hoe hierdie afgoderry aan die konings van Babel gekoppel was, sien ons duidelik in hierdie konings se name: Belsasar en Nebukadneser. Die konings het hulle self as mensegode beskou. Maar nou word die reuse standbeelde van Bel en Nebo deur Babylon se strate gesleep. Hulle is op pad na die Persiese hoofstad om daar tentoongestel te word. Deur Jesaja vestig die Here die Jode se aandag op hierdie skouspel. Die afgodsbeelde word weggery op waans. Die arme osse wat hulle moet trek,
strompel onder die swaar vrag. Die beelde en die diere wat onder hulle steier, sak in mekaar. Die gode kon nie die Babiloniërs beskerm nie, en die Babiloniërs kon ook nie hulle gode beskerm nie. Saam gaan hulle in ballingskap. Wat 'n treurige gesig. Die bron van Babylon se voorspoed, Bel en Nebo, het nou simbole van haar teenspoed geword. Hulle wat goud uit die geldsak skud en silwer afweeg met 'n weegskaal. Hulle hier 'n goudsmid en maak 'n god daarvan. Hulle kniel neer, ook buig hulle. Hulle hef hom op die skouer. Hulle dra hom en sit hom op sy plek neer. Die profeet Hosea maak die volgende opmerking ten opsigte van die mense se drang om afgode te skep. Hy skryf: Van hulle silwer en goud het hulle afgode gemaak, maar dan voeg hy by in Hosea 8 vers 4, tot hulle verderf. Goud en silwer op sigself is mooi en goed, maar wanneer die mens dit wat uit die skepping is begin aanbid, wanneer die mens daardie dodelike ruil maak om dit wat uit die skepping is te eer en vereer in die plek van die enige ware God, dan het ons die pad van verderf betree. Hulle laat ons in die steek, broers en susters. Vir 'n wyle skitter hulle, vir 'n wyle glinster hulle in die son, maar uiteindelik word hulle 'n las, 'n geweldige dooie las. Daar staan die afgod. Hy wyk nie van sy plek nie. Ook al roep iemand hom, antwoord hy nie. Hy verlos niemand uit sy of haar benoudheid nie. Daar staan hy, so pateties soos 'n kersboom wat elke jaar opgerig word. Miskien hierdie jaar gaan die mens gelukkig wees onder die boom. Onder die boom met al die blink balletjies, die sterre se liggies en die kindergesiggies, daar in 'n kring met al die persente en die klap van die champagneproppe. Maar dan, teen nuwejaar, met die meeste geskenke klaar stikkend, dan word die boom maar weer afgebreek en geberre. En dan bly alles maar net soos dit was. Almal staan steeds vasgevang in die gesleer van hulle slawe bestaan. Daar is te veel afgode in ons lewens, broers en susters. Veel meer as net Bel en Nebo, of wat ek vandag hier kan noem. Veel meer mense en dinge, konstruksies en idees wat ons saamgeflans het, wat ons oor die jare net soos die Here probeer maak het, wat ons met die Here vergelyk het, dat hulle eenders kan wees. Dit is die groot tema van die boek Jesaja. In die 40ste hoofstuk lees ons: 'n ewige God is die Here. Hy is die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Hy gee die vermoeide krag. Hy vermenvuldig die sterkte van hulle wat geen kragte meer oor het nie. In Jesaja 40 vers 28 staan daar: Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Geliefde, dit is besonder hartseer dat hierdie oproep rondom afgode juist tot die huis van Jakob moes kom, dat hulle wat die woord van die Here al vir jare en jare gehad het. Hulle het dit gehad nog voordat hulle uit Egipte land gered is, van die moederskoot af kon ons sê. Nog hartseerder is die feit dat hierdie oproep tot die verbondsvolk kom, terwyl hulle die magtige Babiloniese empire met sy nuttelose gode voor hulle oë sien tuimel en kantel. Maar geliefdes in ons Here Jesus Christus, is dit nie ook tragies dat hierdie oproep vandag na ons toe moet kom nie? Ons die verbondsvolk van die 21ste eeu. Ons wat self sien hoe Bel en Nebo voor ons oë verneder word. Tog probeer ons om die verrotte empire met onder andere sport en ontspanning aan mekaar te hou. Sport wat so 'n geliefde afgod onder ons geword het. Dit terwyl ons ook weet dat die kragnetwerk en die internet wat hierdie gode staande moet hou, ook besig is om te struikel en te val. Dit help nog minder om ons op die God van menseregte te beroep. Ons sien daagliks hoe die akte van menseregte nie die papier werd is waarop dit geskryf is nie. Ook die grondwethof waarheen almal hulle beroep is 'n klugspil. Die afgod van seksuele vryheid
wat sedert die 60er jare van die vorige eeu so aantreklik gelyk het, daardie seksgod is vandag siek en sterwend. Siek en sterwend vanweë al die mutasies en afwykings, saam met 'n rits alfabet letters wat oral in die media vir ons as aanvaarbaar voorgehou word. So kan ons aangaan, broers en susters. Dan het ons nog nie eers van die ou staatmakers, drank en nikotien gepraat nie. Saam met dit nog die dobbelhuise wat deesdae net 'n vingerdruk ver op ons fone beskikbaar is. Nog net een keer. Dalk is ek nou gelukkig. Dalk hoor die geluksgod my nou. Nee, liewe gemeente, u ken hulle almal en u weet hoe onbetroubaar hulle is. Elke afgod, geliefdes, word uiteindelik 'n ondraaglike las. Iets wat jy moet dra en wat op die ou einde vir jou niks beteken nie. Niks. 'n God wat homself nie kan dra nie. Hoe gaan hy jou kan dra? Al wat hulle jou kan bied is moegheid. Hulle maak ons doodmoeg. Gaan jy aanhou dra, Gereformeerde Kerk Brakpan? Gaan jy aanhou om daardie afgod staande te probeer hou? Of gaan jy besef dat jy nog altyd die Here gehad het? Die enige ware God, die enige ware helper in nood. Hy wat ons deur die hele geskiedenis heen gedra het. Hy wat sy volk op arensvlerke uit Egipte gedra het. Hy wat die Afrikaner volk deur Bloedrivier gedra het, deur konsentrasiekampe, deur armoede, vernedering, droogtes en depressies. Met wie sal ons die Here Jesus meer kan vergelyk? Ja, hy was nog altyd daar van ons geboorte af, en tot en met die grysheid toe, sal hy altyd daar wees. Elke dag in die geskiedenis van die skepping van die aarde af, tot aan die volëinding, sal hy julle dra. Hy sal dit doen, hy sal julle opneem, en hy sal dra en red. Moenie op Bel en Nebo vertrou nie, moenie enige ander God vertrou nie, maar stel julle vertroue op Jesus Christus alleen. Hy wat nooit moeg of mat word nie, hy nooi ons uit om al ons sorges op hom te werp, want sy juk is sag en sy las is lig. Hy sal jou onderhou, hy sal die regverdige nooit laat wankel nie, lees ons in Psalm 55. Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd, en hy dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Psalm 68 vers 9. Geloof sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Wie sou hom dan nie dank bewys, die God van saligheid nie prys met al die hemelinge? Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Staan, dan sing ons Psalm 68 vers 9. Want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Wie sou hom dan nie dank bewys, die God van saligheid nie prys met al die hemelinge. God van volle saligheid versterk ons in die dag
dag van stryd en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Net die volgende afkondigings. Verjaarsdag hierdie week, 22 Maart, Petro Botus. 25 Maart, Magtel Venter en Dani van Vuren. 26 Maart, Martie van der Walt en Shamaine Kriel. 27 Maart, Blikkies Blighnout en Annika Blighnout en Louise de Wal. Aan al hierdie lidmate, 'n geseënde dag en mag die Here julle vir nog ryklik seën. Dan herinner ons net weer aan die musiekmalligheid, die 27ste Maart. Dit is Vrydag aand, daar's geen kostes verbonde nie. Almal is welkom, bring net julle eie eet en drinkgoed en kom geniet die dag of die aand saam met ons. Dan sluit die skole die 27ste Maart. Katekisasie en Bybelstudie sal na dit weer hervat. En dan Dominee is weer volgende Sondag terug. Lekker dag vir almal.